God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente van die Here Jesus, genade en vrede vir julle. Vriende, kom ons kyk vandag op die bord. Die Bybel sê, dit het ons hierdie week vir mekaar gesê, die Bybel sê, die wat in Jesus Christus glo, die Heilige Gees woon in hulle, en strome van lewende water sal uit my en jou binneste vloei. Dan hebben wij twee dingen. Iets gebeur in my lewe, Heilige Gees kom woon daar, en dit vloei oor, vloei uit, sodat dit ander mense kan raak. En daarom het ons dan ook hierdie volgende prentjie vir u gewys. Here, maak my huisvrou, betydslaan. Nie, Here, maak my sommer net 'n huisvrou, dat er vrede is om dag na brooddag net 'n kanaal te wees van die strome van lewende water. En Here God, maak my oë oop vir verwelkte mense wat verskroei in die wind. Nou die hartseer vriende is dat ons soms, hierdie huispyp wat ons wildjies, soms word hy dan ook toegedruk. Dat die water nie deurvloei. Partykeer is dit ek self wil dit doen. Partykeer is dit onder omstandighede wil dit doen. Maar die hartseer is, hierdie strome van lewende water kom nie by mense wat in nood is en wat dit dan nodig het. Vanaand gaan ons praat oor, ons gaan 'n bietjie kyk na die brief in die gemeente in Philadelphia. Ons gaan hoor in hierdie gedeelte wat ons gaan saam lees van die pilaar in die tempel van God. Daarom wys ek nou, o ja, kom eers by Philadelphia. Hy sê vir ons, waar is Philadelphia? Daar is Philadelphia, baie dankie. Kom ons kyk na die volgende prentjie. Ons gaan lees van die pilaar aan die tempel van God, die gaan nou oor. En daar is 'n voorbeeld van so'n pilaar wat nie oorgebly het. So ons gaan vanaand lees uit Openbaring 3, van vers 4 tot 17. Dis die volgende prentjie, ek wil hê na die prentjie self kyk, die fotootjie daar. Dis 'n foto van 'n oop deur. Soos al die aande wil ek baie graag in die Kansel Bybel uit vanaand vir ons lees. Om voor te sal lees, ons maak die foto en dan moet ons staan. Here, vir sommige van ons was dit 'n moeilike dag. En ander wil dankie sê oor vandag. Vanaand is ons hier. En ons het vanaand gekom om met hier afspraak het met ons. En omdat ons in ons harte verwagting het. Here, ons is hier om te hoor wat U sê. Ons is hier omdat ons die kinders is. Ons is hier omdat die Heilige Gees in ons woon. Ons gaan herinner aan Jesus se woorde. Here, ons is hier omdat ons gehoorsaam wil wees. Ons is hier omdat ons wil groei. Here, ons is hier om met strome van lewende water ons uit ons binneste vloei. Ons wil graag 'n verskilmaker wees. Vanaand wil ons hoor wat hierdie woorde sê. Daarom vra ons dat U vir ons so genadig wees, dat ons sal hoor en sal gaan leef. Amen. Die boodskap van die gemeente aan Philadelphia, jy gaan dit daar kry, as jy daar sal bekyk en die draak sien, ek het sekere klere oor daar, as jy daarna sal kyk. Skryf aan die leraar, die dominee, in die gemeente in Philadelphia, so sê die Heilige, die ware God, hy wil die sleutel van Dawid hê, dat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgemaak en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloor nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van Satan, die mense wat daar aanspraak dat hulle maak dat hulle Jode is, dat dit nie is nie, maar hulle lief. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle lief het. Miskien ek vir die opmerking, die Jode het iets sê, ons nie in Jesus Christus geglo nie. Maar daar is tot vandag toe nog mense wat dink dat die hele wêreld gaat vir hulle kom eel en dat Jerusalem nie belangrijk
die hele wêreld gaan kom om die inwoners van die aarde op die proef te stel. Dit is nie net Christus waar teen ons kruisbare kom wat in die wêreld is, is ons vasgehou. Ek kom gou, hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elke wat die oorwinning behaal, sal ek die pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal om die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my af uit die hemel af uitkom. En ek sal ook my eie naam, of my eie nuwe naam, op hom skrywe. Ons weet nie presies wat hierdie naam is nie. Elkeen wat kan hoor, luister, en wat die Gees vir die gemeente sê. So goed wees is die Bybel kan open, want ons gaan nou die hele gedeelte verwys. Vriende, ons weet hoe dit voel om voor 'n toedeur te kom. Dis nie lekker nie. As ons praat van 'n toedeur, dan kan mens dit letterlik opneem en sê ek het voor 'n toedeur gekom, ek kan nie ingaan nie. Of 'n mens kan sê ek het nou voor 'n toedeur gekom, daarmee wil ek sê ek weet nie hoe nou verder nie. Nou gebruik Jesus hierdie beeld in vers 7. Hy is die sleuteldraer wat die deur oopsluit. Nou om beter te verstaan wat presies hier bedoel word, dink ek moet ons gaan kyk, wat was die agtergrond wat hierdie beeld dan vir ons wil verduidelik. Nou die sleutel van Dawid het ons gelees. Nou die sleuteldraer is iemand wat gesag gehad het. Nou agter hierdie sleutel van Dawid is die Oud-testamentiese prentjie van Jesaja 22 vers 22. En die agtergrond daar is dat koning Hizkia het 'n getroue werker gehad met die naam Joachim. Nou, hierdie man, hy het getrou gewerk. Dit het nie gegaan oor enigiets anders, behalwe dat hy sy werk goed gedoen het. Hy het die getroue werker gehad, wat mense toegelaat het om die koning te kan sien. So, Joachim het dus toegang tot die koning beheer. Hy het gesê, jy kan kom, of jy kan nie ingaan nie. Nou, as ons kyk nog 'n bietjie wat staan in Jesaja 22 vers 22, daar staan aan hom, dis die Joachim, sal ek die sleutels van die koning se huis gee. Wat hy oopsluit, sal niemand toesluit nie. Wat hy toesluit, sal niemand oopsluit nie. Dan sê wat is nou gehoor? Dit is die agtergrond. Nou word gesê, Jesus is die sleuteldraer. Net hy het die gesag om die hemel oop te sluit en mense toe te laat. En dit is natuurlik ook ooreen met wat Jesus vroeër gesê het. In Johannes 14 het Jesus gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy is die sleuteldraer. Hy sluit die deur oop. Dit is nou die groen gedeelte daarvan. Dit het twee betekenisse. Die eerste betekenis, hy sluit die deur oop vir die evangelie. Hy sluit deure oop vir nuwe geleenthede. En die tweede een is, hy sluit die deur oop vir die hemel. Dan kom ons kyk gou na die eerste. Hy sluit deure oop vir die evangelie, deure vir nuwe geleenthede. Jesus sê hier baie belangrike ding. Hy sluit oop. Vir julle dit ook so. Dis nie ek en jy wat deur moet gaan oopforceer nie. Jesus sluit dit oop. En sien, ons kan ons verskriklik maklik sê, ek is maar net 'n gewone mens. Mens met 'n tekortkoms. Ek is nie so geleerd nie. Jy kon daar verskonings gehoor. Ek voel nie in staat nie. Ek voel nie waardig nie. Die omstandighede maak dit vir my so bitterlik moeilik. Hoor wat sê Jesus. Jesus sê, ek weet van omstandighede. Ek ken ook vir jou. Ek weet dat jy min krag het. Waarskynlik hierdie gemeente met krag gehad. En daarmee word bedoel, hulle was minder getal, was maar kleinerig, en hulle het iemand min finansies gehad. Maar Jesus sê, ek weet nie dit nie, ek weet ook, dat julle bly volhard sê vers 10 vir ons, ten spyte
van moeilike omstandighede, ten spyte van beproewing. En hulle veral het hulle moeilikheid beleef en gekom van die Jode se kant af. Hulle is die sinagoge verbied. Ons het dus 'n spreekwoord wat sê, eie honde bly die seerste. Mense wat die Ou Testament ken, wat vir ons stap is om te weet, het hulle uitgestoot en gesê, hulle mag nie in die sinagoge kom nie. Hulle bly volhard. Hulle het vasgehou aan my boodskap, sê Jesus. Ek dink aan Filippense wat ons nou die aand weer met mekaar geleer, Filippense 1:27 wat sê, die hoofsaak is dat my lewenswandel moet ooreenstem met die evangelie van Christus. Hulle bly vertrou. Ek dink jy is goed gevloek om dit hier stop. Jesus sê, hy ken vir ons. Hy ken ook vir ons as gemeente. Hy weet ons is nie baie nie. En hy weet ook dat ons soms finansiële uitdagings het. Maar as jy by die kerkkantoor kom en dat nie van die kerk, ek praat oor die venster vir ons gemeente, dan sal sy altyd vir ons sê, ons is 'n omgee gemeente. En die baie mense op wie jy kan staat maak. Ons krag is min, maar ons hou vas aan die woord, ten spyte van situasies wat verander het. En wat dit vir ons in vele opsigte kan moeilik maak. Nou hoor ons Jesus sê, hy maak die deur oop vir die evangelie. Ek en jy. Vir ons word gevra om daardie deur raak te sien en deur die deur te loop. Om in die naam van Jesus, namens Jesus, 'n verskil te gaan maak. As ons Bybelse taal wil gebruik, dan sout en lig vir die wêreld te wees. 'n Verskil met die ewigheidswaarde. Sien die geleenthede raak. Dis alles oop deure. Jou gewonder hoekom is jy hier? Hoeveel mense is daar wat sonder dat jy weet, angstig wag dat jy iets moet sê of iets moet doen? Hoeveel mense is daar wat jy nie ken nie, wat hartseer is, wat jy nodig het nie? Hoor mense. Mense met verhoudingsprobleme. Mense met drankprobleme. Mense met saam jou braai, wat nie vir Jesus ken nie. Geleenthede, wat die Here net vir hulle skep. Jy kan verbaas wees dat hulle dalk die verwagting het dat jy moet hulle daaroor moet praat, of jy moet dit daaroor sal praat. Sien die geleentheid. Vertrou dat die Here deur sou oopmaak. En hoor, Jesus maak deure oop. Ons wil nie deel van sy verskil maak span. Die Here kan vertrou in klein dinge. Nie verbaas wees as die Here sy sien raak. En omdat jy eenvoudige daar waar jy is. Ons is daar sonder aansien in ander mense se oë. Maar Jesus sê iets anders. Daarom sê hy vertrou, hy sien raak hierdie deure wat oopmaak. Jesus maak vir ons die oop in sy naam 'n verskil te gaan maak. Wie dan is 'n gehoorsaam. Nou nie Jesus se laaste opdrag was, gaan na die mense toe. Moenie net in die kerk sit nie. Moenie net die dit gevoel wat met geestelike kos nie. Gaan na die mense toe. Vertel hulle van Jesus. Dis wat ek op julle kom. Maak hulle deel van die kerk. Maar moenie daar stop nie. Want dis al die klas ons. Dis belangrik. Rus hulle toe vir 'n dienswerk. Nee, ek weet hoe nie kan ek dit mos nie kan doen nie. Ek dink dis my kans uitdaging dat ons meer en meer mense moet toerus vir ons dienswerk. Om daar waar ons is 'n verskil te gaan maak. En sê net te oor te gee. Of om te vertel van Jesus Christus. Ons moet vir mekaar help hoe ons dit gaan doen. Ek maak nou onderneming dat ek daarmee sal help. Jesus sê, vir een wat volhard, is nog iets meer. Jesus maak nie net die deur oop vir die lidmate van die gemeente Philadelphia
na die stadsmense toe, en gee geleenthede om na die wêreld toe uit te reik nie. Hy sê ook vir die een wat volhard, het hy die deur na die hemel oopgesluit. Ek glo, een wat volhard, sluit hy die deur na die hemel toe oop. Nou kom ons wees 'n bietjie vir 'n slag eerlik. Dit is nou die een deur wat nie een van ons wil toesien as ons daar kom nie. En daarom kom die Here Jesus en hy gee vir ons 'n versekering, hy gee vir ons 'n belofte, hy sê elkeen. Hy sê, jy kan maar kom, jy is welkom, vir jou staan die deur van die hemel altyd oop. Nie omdat jy so goed is nie, maar omdat God se genade so groot is, en omdat Jesus jou so lief het. Ja, die Here is regtig ernstig oor ons. Kom binne, jy is welkom vir altyd. As jy mooi kyk, word hierdie belofte verder uitgebrei. Vers 12, as ons kyk, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Hy sal vir altyd daar welkom wees. Dit is 'n baie vreemde beskrywing van 'n baie kragtige belofte. Daarom wil ek tog 'n bietjie die agtergrond gee van hierdie beeld. Dis die beeld van die pilaar in die tempel van God. So dit is presies die wonderlikheid van hierdie belofte kan verstaan. Dit was nie iets vreemds vir die mense van daai tyd nie. In die antieke wêreld het pilare dikwels die naam gedra van 'n persoon wat daarvoor vereer of wat iets geskenk het. So was die name van Jakob en Boas in die tempel van Salomo aangebring. Dit staan nou in 1:7. Maar dit was nie net daar nie, in die heidense offerpriesters het in die verskillende tempels vir die keiser aanbidding, het hulle ook aan die einde van hulle dienstyd, dis van 'n jaar, 'n borstbeeld of 'n gedenkuil vir hulle self opgerig. Daarop het hy sy eie naam, sy vader se naam, en die naam van die vaderstad en die jaar van sy diens gebytel. So dit is 'n bekende beeld. Nou gebruik Jesus hierdie bekende beeld om iets waals te sê. Hy sê, ek sal vir jou pilaar in die tempel van God maak, sodat jy vir altyd in God se teenwoordigheid wees. Dit is belangrik. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Nou, destyds het Philadelphia deurgeloop met aardbewing. En vir hulle sê Jesus hierdie beeld sê dat jy altyd in God se teenwoordigheid sal wees. Geen aardbewing, geen bedreiging, geen storm in jou lewe, niks in omstandighede sal dit kan verander nie. Jy sal kan leef in die teenwoordigheid van die Here, in 'n naby teenwoordigheid van God. En dit is 'n belofte. En die belofte gaan verder. Ons het gelees op hierdie pilaar sal daar 3 name wees. Eerstens sal die naam van God geskrywe wees. So sal bevestig word dat hulle aan God behoort. Dit sê maar bloot eenvoudig dat God erken en sê, jy is my kind. Tweedens, vir hulle die naam van die nuwe Jerusalem, dis kom praat van die hemel. En hiermee het hulle die ewige burgerskap van Jerusalem gekry. Openbaring 21 en 22 praat oor. Dit was 'n wonderlike ding. Vir hierdie klompie gelowiges wat nie eens toegelaat is om in die sinagoge te kom nie. Dis 'n wonderlike om gewees het om te hoor, is by die Here welkom. Die derde ding is, sê Jesus, ek sal ook my eie naam op hom skryf. Derdens, dat die naam van Jesus self, dat hy deur hulle verlos is. Dit bietjie aan hierdie beloftes en wat dit vir jou en my beteken. Dit beteken die Here sê vanaand vir jou en vir my, maak jy deur op na die hemel toe, hy vir altyd by my kan wees. Jy gaan nie verrassing kry as jy eendag by my kom nie, daai keer is oor.
skryf hierdie brief anders. Kom skryf ons so. Dit wil vir jou lees. Skryf vir die dominees, dit is meer as een dominee. Skryf vir die dominees van die gemeente Kraaifontein Noord. So sê die Heilige, ware God, die een wat deure oopsluit. Ek weet alles wat julle doen. Ek het die deur vir julle oopgesluit. Ek weet julle invloed in julle eie oë is nie altyd sterk nie. Maar dit bring julle nie van stryd nie. Julle is nie skaam om te erken dat julle Christene is nie. Stap deur daardie oop deur na nuwe geleenthede om in my naam 'n verskil te maak. Om julle styf vashou aan my, sal ek julle vashou in tye van nood. Ek wil weer. Hou vas op wat jy het, sodat niemand jou oorwinningskroon wegvat nie. Elke wat die oorwinning sal behaal, sal 'n pilaar in God se huis wees. Ons behoort aan die Here. Sien raak die Here wat julle moet loop. Gaan en maak 'n verskil. Ek is altyd by jou. Wat klink hierdie brief vir jou? Ek lees, net dat ek by iemand anders gekry. Waar het jy dit? Ek lees hierdie brief aan die gemeente Philadelphia. En vir elke gemeente wat nie groot of sterk is nie, 'n wonderlike vertroosting. Dat God nie oordeel op grond van lidmaatgetalle of finansiële state nie. God kyk na die geestelike rykdom en volharding in 'n gemeente. Daarom kan God 'n klein gemeente net so kragtig gebruik as wat hy 'n maklike gemeente gebruik. Dikwels vind 'n mens in 'n klein gemeente 'n groter betrokkenheid as in 'n groot gemeente. Gemeente of lidmaat wat swak voel is eintlik sterk as daar na die Gees geluister word. Wat bly oor? Wat bly oor? Dis die volgende. Elkeen wat kan hoor, dit is ek en jy. Want luister wat die Gees vir die gemeente sê, ook vir jou en vir my. Maar ons het lank al gesê, hy moet meer word en net minder. Ek sluit die volgende prentjie. Jesus maak hy deur oop. Die deur oop vir die mense hier rondom ons. Sê ek wil die deur moet oopmaak, ek wil dit net raak sien, die geleenthede raak sien en dit gebruik. Dit beteken dat ek sensitief moet wees. En dan maak ook die deur oop. Dat ek en jy kan iemand toe. Mooi. Vriende, 'n paar weke terug, donderdag, sê my vir my, hy kan nie meer in die sinode toe gaan nie. Dit was 'n wonderlike gesprek tussen my en hom, want dit is ook 'n seer gesprek. Want ek wil verskriklik graag gaan. Toe maak ek die fout, ek dink te vir ander mense. Kies ek doen dit soms. Dit moet my help om dit nie te doen nie. Maar ek dink toe vir ander mense, ek wel vertel nie, hy is die een sekondes. Dit is onmakliker om sinode toe te gaan, want hy het nie vaste werk, hy werk, maar nie vaste werk, hy werk vir sy vrou. En ek dink hy laat soms baie tel, maar ja, maar toe hy tand en dan is die begrafnis ook. En toe bel ek vir daai man agter, André. Ek moet maar die rest van die storie kom vertel. André. Hy sê sien hy loop met sy glas, want ek het net altyd so gou opgetel na die sinode. Goeiedag mense. Ek vra verskoning vir my seer keel en krapperige stem. Ek dooi na klank my stem so 'n bietjie afvat. Hy
die ouens het eers wat geskok is, ag nee, maar kom nou. En hy sê toe nee, hy voel ons moet dit doen. En daai dag op die trein na Parys was daar 'n terrorist gewees met 'n AK-47 wat in die toilet begin het 'n lang dag gebly dat die mense aan begin wonder waarom die groot sak nie kom nie. En toe die ouens nader gestap en toe dan maar die deur oopmaak te staan en 'n AK-47 as wat en hy sê toe ek spoel en hy sê hy gaan op die mense toe sien. En hulle begin beklei met hom en hulle kom daar vasgedruk en oorrompel, maar in die proses het een skoot afgegaan en een van die passasiers deur die nek geskiet en sy slagarm het so geraak. En maar die drie vriende, hulle almal kon net die weermag uit, hulle het goeie opleiding gehad, hulle het al die kennis nodig het en hulle maak hierdie op terrorist wat hulle sy wapen nou af, maak hom onskadelik, bind hom vas, die oukie met die parabliek kursus doen dat hy kan draai ou se lewe red waar hy 'n drukpunt kon druk en die ou se bloeding stop. En hulle is daarna was hulle vereer deur die Franse president met die hoogste lof wat jy kan kry in Frankryk, die Legion of Honor, medaljes. En toe het hierdie storie, ek vertel nou 'n lang storie maar om vir julle te sê dat die storie het by my byval gevind en ek gesê maar ja, baie kere gee die Here vir ons 'n passie, 'n doelwit, iets wat jy graag wil doen. En dan aan die einde van die dag sê dit teleurgestel as dit nie waar kom om te lewe. En dan besef mense net dat die Here dalk 'n ander plan met jou gehad. Hulle was bedoel om daai dag te wees om 300 mense se lewens te spaar. En die Here het hulle daar gesit. Nou ja, net soos daai storie nou, iets het vir my gesê, maar kan mens nie, ek kan dit in my eie lewe ook dalk toepas. Ek is 'n ou wat baie lief is vir tegnologie, ontwikkeling, innoveerde denke en so goed, en ek het 'n besigheidsgraad gedoen daarin. En ek probeer dit by my werk toepas, maar baie ek probeer om dit reg. Hulle draai net hulle skouer vir jou, ja, maar wie is jy nou, wat jy dink en so. Toe het ek ook gesê, maar miskien dat hierdie ding betekenis vir my dit. Miskien is daar 'n ander plek waar ek my passie kan uitleef. Miskien jy lees kom nie. Net vir 'n stuk water van. Ja. En toe, die volgende oggend, bel die iets in my. Hy sê, jong, wil jy nie sy nood toe gaan nie. Ek sê vir my, hoekom nie? Daar is in 2 sekondes. Ek wou eintlik gegaan het, ek sien die kans. Sê, ongelukkig, die ander man kan nie gaan nie, hulle is nie beskikbaar nie. En ek sê vir hom, jong, kan jy nie maar vir hulle sê, sorry, ons stuur nie meer aan, want ek sien die kans om te gaan nie. En toe sit ek die foon neer, ek sê, nee, ok, gaan maar kyk wat ek kan doen. En toe kom ek by my op, die wat gestaan, met gepraat. Miskien kan ek my passie uitlewe op 'n ander plek. En ek bel daar vir hom. Ek sê vir hom, Heinrich, ek is gereed, ek sal gaan. En my vrou sê ons vies, want dit is nou 5 dae verlof en alles. En my baas is vies van my, as te veel werk, ek sê, ag, dit is belangrik, ek moet gaan. En ek kry die verlof en ek gaan. En ek moet sê, wat openbaring is het my gewees. Goed het ek daar gehoor het, is baie van die goede daar wat gesê was, en die projekte of wat er wil doen in die toekomst, is iets wat ek ook baie sterk passie voor het by my, maar ek ook besef, met tegnologie en innoveringsbestuur, kwaliteit en internet kan ek miskien daar bydraag met. En so, die hele week vir my gaan, en dit al sterker nog opgekom. En ek het daar so onder andere met die jong venter gepraat, hy is die hoof van Bible Media. En hy gepraat van wat hulle nou gaan dink oor hoe met Bible, die Bible Media uit te brei met nuwe idees. En dit het ek vir gevra, maar wie sal op jou taakspan? Ek sê, nee, dis maar van die oude predikante en so. Ek sê vir die, dis die eerste van. Jy moet 'n verse denke hê in jou span. En ek het hom vir hom te verduidelik en vir hom idees gegee oor hoe 'n diverse span. Met ander woorde, ouens wat ander woorde, tot die ou wat miskien by die kerk, die werker is by die kerk, dit is transport maak of van die jeug of van sê byvoorbeeld enige ander maatskappy wat al sulke tipe goedjies doen, kry verskillende insette van verskillende mense, dan gaan jy sien hoe kom jy met innoverende idees op en deur middel van gebruik van tegnologie, hoe kan ons Bible Media een van die magtigste
tyd te maak in die kerk. En hy was toe beïndruk geweest, en hy is nou ons korrespondeerder waar jy e-pos en gee van idees en so aan. En ja, dis maar min of meer wat ek wil sê, is die Here gee baie vir ons so, jy het kwaliteit, jy het ervaring in sekere omstandighede, maar hy kan dit tot sy doel gebruik, tot eer van die Here gebruik. Ons moet dit net leer raadsien, en ons met daai talent van ons probeer aanwend in die kerk. En ek is dankbaar dat ek daar was, Hendrik, saam met jou. En ons moet plan vanuit projekte, aksie, van gepraat het, wat in die toekoms, so as weer oor gesels en kyk, wat kan ons as 'n klein gemeente kraai van tyd nodig. En so wat sê dat kan hy net iets van Nasaret afkom, kan hy net iets van kraai van tyd terugkom. Ek glo dat kan. Elkeen van julle hou openlik. Ek is maar 'n groot sondaar, maar die Here het my geroep. En daarom glo ek gaan saam met Heinrich en Johan kyk hoe ons kan hierdie goed wat die sy nodige vrae, ons as Christene moet verantwoordelik is, wat ons gaan doen. Ons gaan nou nie verder daar uitbrei nie, want dit klink heel aangenaam. Maar ja, ek wil net sê, mense, luister na wat God vir jou sê. As jy 'n doel het, of jy het 'n passie, of jy het 'n gawe, kom praat met ons. Geef ons jou gedagte en kyk ons wat ons af kan doen. Ons staan ons saam, ons vra elkeen ons net iets kleiner te by te dra. Iets wat iemand net moet doen, en dan saam kan ons sterk in